so 2 minute wil jy gou die mense langs jou groet en agter jou en voor jou en sê vir hulle, jy is so bly hulle saam met jou hier in die kerk. Ek sien hoe Walter Pieter het ook klaar gesels, so dan kan ons maar begin. Goed, ons mis vandag vir Derek en Rikus en natuurlijk vir Ilse Marie. Hulle is al drie vandag by Garsfontein gemeente. Ilse Marie word vandag in die ambt as leraar daar bevestig en Derek en Rikus kan bywees met die hande oplegging seremonie. Goed, dan het ons in die plek van hulle vandag 'n dominee, hoor die ouens, hy is in Sastom gebore, hy het 'n koffsies geswat, maar 'n tikkies klaargemaak en toe sy terug jagers rus toe in die Suid-Vrystaat. En daarna sy na Warmbad Wes toe, waar hy geëmeriteer het in 2022. Nou, door die kriek, ek is nie seker of hy 'n Vrystaat of 'n Bloubil is nie. Maar ek bly maar stil, hopelik is hy Bloubil, dan kan ons lekker luister vanoggend as hy tyd. Goed, Dominee Teuns, baie welkom hier. Ek glo ons gaan hierdie diens vandag baie geniet. Baie dankie broer. Ek sal maar veilig speel en eers na die diens sê ek is 'n cheetah. Dan ander nuus wat ons moet noem, sê maar by die bassein uit. Eerstens, ons kyk na die verjaardag. Daar's 2 persone wat verjaar. Rita de Waal is 82 hierdie week, Dinsdag, en Bessie Jonker 87 bietjie later in die week. Is Rita hier in die kerk vandag? Lyk nie so nie. En Bessie Jonker ook nie in die kerk vandag nie. Sjoe, ek is so dankbaar, jy weet, ek het nie geweet of daai aansteker van werk vandag nie. Maar ek het hom getoets, hy het gewerk voor die tyd. Goed, maar baie geluk aan hierdie mense. Dit is elke week wat ons mense het ouer as 80. Dit sê vir jou, ons is 'n ervare gemeente. Goed, dan die volgende punt, as ons kyk na ons oorbinningslys, daar's 'n lang lysie. Weet julle, en baie van daai mense is regtig wat ernstig siek. Ons het hulle maar opdra aan die Here. Ons het hierdie week maar weer gehoor van mense wat skielik terug is hospitaal, wat weer oorgeplaas is in ander hospitale en so aan. Goed, dan die volgende punt, wat gebeur hierdie week? Dinsdagoggend is daar 'n erediens by Wilgers Aftree Oord. Woensdagoggend is daar senior Bybelstudie hier, 9:00 die oggend en 10:00 is dit aksie omgee. En 11:15 is daar Bybelstudie by Willow Estate. Dan is daar fasiliteitbedieningsvergaderings wat begin hierdie week en volgende week is daar so 'n hele paar van hulle. Dinsdag 11:00 die oggend is dit die fasiliteitbediening. Ek dink dis mense wat nie werk nie, wat daar sit en niks doen. Goed, en dan die aand 6:00 is dit die bereikbediening en versorgbediening wat by mekaar kom. Dan is daar donderdag 2 vergaderings. Die een is 6:00, dit is erediensondersteuning en nou let baie mooi op. Die aanbiddingsbediening is 18:30, 6:30 die aand en nie 7:00. Ek het die idee, Gerard se erediensondersteuning gaan nie so baie goed om oor te gesels. Dan die laaste
Bytjie voor ons vir Dominee Kriek die diens oorgee. Na die tyd drink ons weer daar buite, tee en koffie, en ek dink daar's koekies ook, en julle is almal welkom. Kom gesels, skuier met die mense en geniet die geselskap van jou mede-Christen. Dankie Dominee Kriek. Baie dankie vir die vriendelike woorde van verwelkoming, en dit is vir my baie groot voorreg om vanmôre hier in die midde te mag wees. Nou, na aftrede, ons bly daar in Limerick Manor, ons skakel in, ons skakel in by Skuilkrans, maar my vrou is oraliste by die hervormde gemeente Meyerspark. Maar ek wil nogal redelik dikwels benut om eredienste elders waar te neem. In Pretoria, Bossalsanis Hof toe, Krielpark, vereniging. Maar dan is mens net baie dankbaar dat die mens nog aanwendbaar is en iets kan beteken vir die kerk. Dis nie die eerste keer wat ek hier op die kansel staan nie, so jare wat gelede met die begrafnis van Tannie Annetjie van Rensburg, toe ek die diens gelei. Sy is 'n ou Warmbad Wes lidmaat, en dan is hier twee ou Warmbad Westers lidmate, Gerard en Tilly Kutse, Gerard en Tilly Kutse. Ek sien hulle nie nou hier nie, maar ek weet hulle loop baie rond, maar stuur maar van die groete. Tilly en my vrou het nog redelik gereeld kontak. Maar nou ja, tot nou toe was ons mekaar se onbekende broers en susters, nou raak ons al meer bekend. Want ons het een hemelse Vader, tot wie ons nou met liefde en geloof nader. Kom ons sing lied 158, al 3 verse, as toebuiging. Daarna sal ons voortgaan met woorde en die seën God.
as ons dit gesing het, kan ons nou maar eintlik huis toe gaan, want ons het dan nou die Here geëer. Dis mos 'n erediens. Maar nee, hy kom later om ons ook in die geloof te versorg en te versterk. Maar kom ons sing dit tot sy lof. Lied 411, al 3 die verse. Oh
U aan ons gee wat ons uit dankbaarheid kan teruggee. Dankie dat ons genoeg oor het om ruim mag lewe. En gebruik U dit wat ons nou gegee het vir die opbou en die uitbou van U gemeente. Dat hierdie gawes van dankbaarheid 'n ryke oes oplewer. Dit vra ons in Jesus se naam. Amen. Nou die nagmaal en vra die leraar altyd as iemand oorgeslaan met die brood of die wyn, dan ek kan vanmôre sê ek is oorgeslaan met die produkte saak. Dit is vandag 'n dag vir die gesondheidsdienste. Ek dink nie een van ons kan sê maar ek het nog nooit iemand in die gesondheidsdienste nie nodig gehad. Ons almal maak by geleentheid draai die dokter of tandarts of die oogarts of wat ook al. Nou wil ek graag sien, is hier van u vanmôre wat in die gesondheidsdienste werk? Baie mooi. En die kerk ag julle werk van so groot belang dat daar in die NG Kerk vandag 'n dag vir die gesondheidsdienste is. Nou ja, daar is baie vertakkings. Ek meen as ons nou kyk maar net na die ambulanse, die personeel daarvan, versorgers by huise en dis meer. Daar's baie mense wat daar werk en wat ons voorbereiding nodig het. Maar daarby kom ons later uit. As jy na 'n wedstryd kyk, kom ons dan nou maar aan 'n rugbywedstryd. En daar vind 'n insident plaas wat maak dat die skeieregter hard op sy fluitjie blaas. En dan is daar nou eers koppe bymekaar gesit word en die TV-skeieregter moet na die beeldmateriaal kyk en uiteindelik kry die skeieregter die bevinding en sy hand gaan so na sy sak toe. En hy wys vir die betrokke speler, die nommer hy gegroet het, wys hy 'n rooi kaart. Dit is 'n verskriklike slegte oomblik vir so 'n speler. Maar ook vir sy span. En ek wil sê ook vir die oppositie, want as hulle nou wen, dan het hulle teen 'n verswakte span gewen. Dis vir die toeskouers sleg. So rooi kaart is baie sleg. En wat ook nou sleg is ons almal het 'n rooi kaart ontvang. Want hoe kry jy 'n rooi kaart? Daardie speler het 'n reël oortree, ernstig oortree. Ons het dit gedoen. Daardie reëls is maar die gebooie van die Here. En ons het dit oortree. Ons het elkeen 'n rooi kaart ontvang. Dis die slegte nuus. Nou die baie goeie nuus. En dit is die evangelie, want die evangelie beteken goeie nuus. Daar was eens op 'n Vrydag 'n offer aan die kruis op Golgotha, waardeur Jesus die gevolge van die rooi kaart op hom geneem het. Nou is ons terug in die spel. Ons is vergewe. En nou lees ek uit Micha 6 vanaf vers 8 'n gedeelte sodat ons maar net voortdurend kan onthou
Waarvoor het die Here Jesus die rooi kaart by ons oorgeneem? Micha 6 vanaf vers 8. Mens, die Here het jou bekend gemaak wat goed is. Hy vra van jou dat jy reg sal laat geskied. Dat jy liefde en trou sal bewys. Dat jy bedagsaam sal lewe voor jou God. Om die Here te dien. Dit is wysheid. Nou die doel van die wet is tweerlei. Ons ontdek daarin ons sonde en ellende, maar dit is ook ons riglyn vir dankbaarheid. Deur gehoorsaam te wees daaraan, lewe ons dankbaar. En hoe kan ons dankbaar lewe? Ons moet reg laat geskied, liefde en trou sal bewys, en dat ons bedagsaam sal lewe voor die Here, dat ons hom in rekening hou in alles wat ons doen, en dan hom te dien. Dit is ons. Nou kom ons sing 'n lied om dankie te sê vir die sondes waarvan die Here ons vergewe het. Liedboek 409, die tweede vers. Saam die woorde van die apostoliese geloof. Dan daarna sing ons die 260 vers 3 en 4. Ek glo in God die Vader, die almagtige en skepper van die hemel en die aarde, en in Jesus Christus sy enige Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf en begrawe is, en ter helle neergedaal het, wat op die derde dag weer opgestaan het uit die dode, wat opgevaar het na die hemel, en sit aan die regterkant van God, die almagtige Vader, van waar hy sal kom om te oordeel, die wat nou lewe en die wat reeds gesterf het. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan die heilige algemene Christelike kerk, die gemeenskap van
skriflesing kom vanmôre uit Handelinge 5 vanaf vers 29. Handelinge is 'n besondere verhaal van die ontstaan en die groei van die kerk, en hierdie is 'n besondere deel daarvan wat Lukas vir ons opgeteken het. Maar voordat ons saam gaan lees, laat ons eers saam bid. Hemelse Vader, baie dankie dat ons vanoggend wakker kon word, opstaan en voorberei vir hierdie erediens. Om hier as gemeente die lof te besing en die naam te eer. Dankie dat ons die krag en die gesondheid het om dit te kon doen. En nou is ons hier met 'n verwagting. 'n Verwagting dat U met ons sal praat. Ons wil vra, bring my die ou tye. Maar bring dit vanmôre vir ons vars en nuut. Dat ons nie alleen sal glo of verstaan wat U vir ons sal sê nie, maar dit ook sal glo en uitleef. En ons bevind ons in 'n baie onstuimige wêreld. Maar dankie dat ons nou hier in die erediens rus en kalmte by U mag vind. En nou vra ons, o Heer, maak oop my hart se poort. Maak my ontvanklik vir U woord, wat my U raad en wil verklaar. Laat my die woord altyd bewaar. Die woord, o Heer, deurboor en wond, maak dit genees ook, maak gesond. U woord toon al ons sondes aan en wys die weg wat ons moet gaan. Amen. Handelinge 5 vanaf vers 29. Nou, Handelinge 5 beskryf vir ons die geval van Ananias en Safira, baie tekens en wonders wat hulle gedoen het, en dan die vervolging van die apostels, en ons skriflesing vorm deel van die gedeelte onder hierdie opskrif. Handelinge 5 vers 29. Petrus en die ander apostels het geantwoord: 'n mens moet eerder aan God gehoorsaam wees as aan mense. Die God van ons voorvaders het Jesus uit die dood opgewek nadat julle hom vermoor het, deur hom aan 'n kruis te hang. God het hom verhoog tot leidsman en verlosser aan sy regterhand, sodat hy Israel tot bekering kan bring en hulle sondes kan vergewe. En ons is getuies hiervan. Ons en die Heilige Gees, wat deur God gegee is aan die wat aan hom gehoorsaam is. Toe die raad dit hoor, was hulle woedend en hulle wou die apostels doodmaak. Tot sover. Salig, dit is gelukkig is elkeen wat die woord van die Here hoor en ook in sy hart bewaar wat daarin geskryf staan. Geliefdes in ons Here Jesus Christus,
is dit moontlik dat een mens baie diep geraak kan word en vir wie iets 'n ernstige geloofsaak is. En vir ander is dit weer 'n rede tot spot en woede. Ons het verlede naweek 2 groot hoogtepunte wat ons in ons geloofsbelijdenis bely gevier. Die sterwe en die opstanding van die Here Jesus Christus. Wat ons egter as 'n groot wonder beleef, is eens met woede en bespotting gegroet. Die Joodse Raad het woedend gereageer toe Petrus en die apostels hulle gewys het op die kruisiging en die opstanding van die Here Jesus. En hulle wou vir Petrus hulle doodmaak. In 1 Korintiërs 1 vers 18 skryf Paulus: die boodskap van die kruis van Christus is wel onsin vir die wat verlore gaan, maar vir ons wat gered word, is dit die krag van God. Toe Paulus op die Areopagus vir die Grieke vertel van Jesus se opstanding uit die dood, kry ons onder hulle 'n reaksie in Handelinge 17 vers 32. Toe hulle van die opstanding uit die dood hoor, het party hom uitgelag, maar party het gesê: ons sal jou weer hieroor wil hoor. Sommige wou hulle doodmaak. Ander het gesê dit is onsin. En nog ander het gelag. Hierdie reaksie van mense op die boodskap van die kruis en die opstanding is egter nie vanmôre van belang nie. Wat wel van groot belang is ons reaksie daarop. Wat maak ons met hierdie goeie boodskap? Ons kan sê, ja, dit is 'n mooi en 'n aangrypende verhaal. Maar is dit genoeg? Die groot vraag is, glo ons dit? Vrydag 3 April was Goeie Vrydag, waarop ons die kruisdood van ons Here Jesus gedenk het. En dan op 6 April 1652, op 3 dae na 374 jaar gelede, van vandag af gelede, het Jan van Riebeeck sy voet aan wal gesit. En wat het hierdie twee gebeure met mekaar in gemeen? Nie veel nie. Behalwe dat nie een van ons ooggetuies was van of die kruisiging of van Jan van Riebeeck se landing aan die Kaap. Daar was die fotograwe wat hierdie gebeurtenisse op film of video kon vaslê. Ons het dus eintlik geen sigbare bewyse dat Jesus gekruisig is en dat Jan van Riebeeck 'n verversingsstasie aan die Kaap gevestig het nie. Ons sê mos, sien is glo. Nou broer en suster, as dit die algemene uitgangspunt is daar maar min dinge wat ons sal glo. En dan sal ek ook nie aan die bestaan van suurstof glo nie, want ek het dit mos nog nie gesien. Maar kom ons luister nou na die getuienis van mense wat wel bevoorreg was om te kon sien. In ons skriflesing het ons van Petrus en die apostels se getuienis gehoor. Markus weer vertel van die gebeure pas nadat die Here Jesus gesterf het.
Ons lees in Markus 15 vers 39, toe die offisier wat reg voor Jesus gestaan het, om die laaste asem so sien uitblaas het hy gesê, hierdie man was werklik die Seun van God. 'n ongelowige heiden word gelowig. Thomas wou dit nie glo dat Jesus aan die ander disippels verskyn het. En hy het gesê, hy sal alleen glo as hy sy vinger in die merk in sy hande en in sy sy kom steek. En toe verskyn Jesus aan hom, en hy het hom uitgenooi om dit te doen. En sy reaksie in Johannes 20 vers 28, my Heer en my God. 'n ongelowige disipel word 'n gelowige disipel. Nou weer die vraag, hoe reageer ons op die boodskap van die kruis en die oop graf? Die soldaat en Thomas het vir ons gewys hoe ons behoort te reageer met geloof. As jy dan glo dat Jesus gesterf het en in die dood opgewek is, aanvaar dan dat jou sonde vergewe is. Aanvaar dan dat jy saam met Jesus Christus opgewek is tot 'n nuwe lewe en tot die ewige lewe. As jy voor 'n groot versoeking te staan kom wat jy met jou beste wilskrag nie kan weerstaan nie, dink aan die Here Jesus wat ook eens versoek is en oorwin het. In 1 Korintiërs 10 vers 13 lees ons, geen versoeking wat meer is as wat 'n mens kan weerstaan het julle oorval nie. God is getrou. Hy sal nie toelaat dat julle bo julle kragte versoek word nie. En as die versoeking kom, sal hy ook die uitkoms gee, sodat julle dit kan weerstaan. As vrees vir die toekoms, of 'n kankertoets, waarvan jy vir die uitslag wag, as dit jou keel laat toetrek, sit ek terug en dink aan die opgestane Here Jesus Christus, aan wie alle mag in die hemel en op die aarde gegee is. As jy groot kommer het oor 'n kind wat die spoor duister geraak het, dink aan God se belofte wat met die doop bevestig is, dat hy ook ons kinders se Vader is. En dit is geanker in die opstanding van Jesus Christus. As die slegte toestand in ons land weens korrupsie, misdaad, swak dienslewering, wanaanwending van belastinggeld en powere regering jou laat rooi sien, weet daar is 'n ander koning wat uit die dood opgestaan het. En die koning van die konings en die heerser van die heersers is. Maar hoe hou ons in moeilike omstandighede aan hierdie waarheid vas? Met geloof. Wat is geloof? Hebreërs 11 vers 1 stel dit baie mooi. Om te glo is om seker te wees van die dinge wat ons hoop. Om oortuig te wees van die dinge wat ons nie sien nie. Dus geloof maak dat ons oortuig is van die opstanding van die Here Jesus wat ons nie gesien het nie. Al moet ons saam met die
pa van die seun wat stom was vir Jesus in Markus 9 vers 24 sê, ek glo, help my in my ongeloof. Hierdie geloof is egter sigbaar. Geloof is soos 'n muntstuk met twee kante. As jy na die een kant kyk, is die ander kant onsigbaar. Hoe lyk die sigbare kant van geloof? Dit is sigbaar in die vrug van die Gees wat jy dra. Liefde, vreugde, vrede, geduld, vriendelikheid, goedhartigheid en getrouheid. Voorts is dit sigbaar in die liefdesgebod wat jy gehoorsaam. En dit is sigbaar in jou volharding in gebed. Kortom, jou geloof in die gekruisigde en opgestane Here Jesus word sigbaar in jou dankbaarheid. Broer en suster, op Goeie Vrydag en Paasondag was ons deels van 'n feesvierende, jubelende en dankbare skare mense. Leef nou as iemand wie se verlosser aan die kruis gesterf het. En leef as iemand wie se verlosser deur die krag van God in die dood opgewek is. Hierdie waarheid en hoe ons daarop moet reageer, word so mooi deur Cecile se leer verwoord in die teks van Lied 419. Die kruis is kaal, die graf is leeg. Ons Here het opgestaan. En deur sy kerk klink bly die woord. Hy het waarlik opgestaan. Ons lewe in die seun se lig. Lag vir die dag wat kom. Want dood en sonde heers nie meer. Ons het verrys in hom. Amen. Hemelse Vader, dankie dat U met ons kom praat het. Want ons lewe in 'n verwarde wêreld. Daar is so baie dinge wat ons geloof wil verniel. Maar vanoggend het U ons weer kom toerus om met moed en met hoop die pad verder te loop. As ons hier uitgaan, kan ons dalk weer slegte nuus hoor. Kan ons weer slegte nuus hoor oor die uitkoms van die samesprekings in die Midde-Ooste. Kan ons dalk weer slegte nuus hoor oor die gevolge waarvan dit vir ons het. Wees stygende pryse. Maar ons kom om in hierdie omstandighede maar net weer ons troos en berusting by U te vind. U sal dit alles weer vir ons goed laat afloop. Ons kom vanmôre en ons bid vir almal wat betrokke is in die gesondheidsdienste. Dankie dat U mense geroep het om met toewyding op so 'n manier die samelewing tot diens te kan wees. Dankie dat hulle daartoe bydra om ons pyn te verlig en lyding te beëindig. Dankie vir die versorging wat in hospitale en
tuistes vir bejaardes verskaf word, waar mense in ander inrigtings gehelp word om verslawing te oorkom. En so is hierdie veld baie wyd. En dis ook baie mense wat ons voorbereiding nodig het. Ons kom sê vanmôre baie dankie vir ons kinders, kleinkinders, van wie heel moontlik ver in ander kontinente woon. Nou U ook daar U hand oor hulle. As kinders bid ons weer vir ons ouers, waar die toename in jare 'n afname van kragte en vermoëns veroorsaak. Dra hulle die genade. Ons bid vir hierdie gemeente, die leraars, die kerkraad, en elke lidmaat wat op een of ander terrein hulle gawes aanwend tot voordeel van almal. Seën hierdie gemeente in die taak wat hulle hier het in die omgewing, maar ook oral waar die lidmate woon en werk. En dan kom sê ons ook dankie. Dankie dat U vir ons lief is. Dankie dat U ons versorg. Dankie vir die lewensmiddele wat ons uit U hand ontvang. Dankie vir die voorreg om te mag lewe, want dit is 'n kosbare gawe uit U hand. En nou wil ons die pad verder stap met ons hand in U hand. Ja, U is ons herder. Lei ons nou verder. Ons vra dit. In die naam van ons gekruisigde en opgestane Here Jesus Christus. Amen. Ons antwoord nou met lied 422, vers 1 tot 3, en verstaan U bly sit terwyl U dit sing, en daarna is die kans vir refleksie, wat vir my 'n baie sinvolle en nuttige gebruik is in die liturgie. Maar kom ons antwoord nou met 422 al 3 verse. Yeah.
hierdie veilige ruimte van die erediens terug na waar ons woon en werk. Daar is die ou probleme wat in die oog moet staar, of nuus wat gaan bykom. Ons weet nie, maar die Here gaan stuur ons nou met sy seën hier weg. Dit bly nie hier in die kerk agter as ons by die deur uitgaan nie. Dit gaan saam met ons. En as jy in die komende week jou in 'n moeilike posisie gaan bevind, dink terug aan die seën waarmee die Here jou weer uitgestuur het. Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God ons Vader en die gemeenskap van die Heilige Gees sal by julle almal wees.